Hartlik welkom by Leef die Woord en dit is altyd lekker om saam met julle rondom die woord van ons Here te kuier. Ons gesels vandag oor die vraag of ons gereed is om vir ons geloof standpunt in te neem. Of ons selfs bereid is om ter wille van ons geloof te ly. En ons gesprek is na aanleiding van Handelinge 21 tot 24. Nou, voordat ons daaroor gesels, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons rondom U woord kan vergader. Ons vra U dat U ons oë sal open, dat ons die skrifte sal verstaan. En dat U ons sal help met wysheid en met krag, om dit wat ons lees en leer, dat ons dit ook sal leef. In Jesus se naam. Amen. In Handelinge 21 tot 24 lees ons van Paulus wat na Jerusalem opgegaan het om daar te aanbid. En terwyl hy in Jerusalem was, het die Jode hulle hande aan hom geslaan om hom te probeer doodmaak. Ons lees by 3 gebeurtenisse of 3 gevalle waar hy deur die Romeine gered was en hoe Paulus toe ook op 'n stadium voor die Joodse raad gebring was en daar het hy sy saak verdedig. En terwyl hy daar was, het daar 'n stryery ontstaan oor die opstanding en dit was 'n stryery tussen die Fariseërs en die Sadduseërs. En weer eenmaal het hulle probeer om Paulus dood te maak en was Paulus weer eenmaal van daardie geweld gered deur die Romeine. En Paulus was toe van Jerusalem af na Caesarea geneem onder sterk bewaking, want daar het 'n sameswering, daar was 'n komplot om Paulus dood te maak. En toe Paulus voor die goewerneur Felix verskyn, het Ananias die hoofpriester in samewerking met hulle advokaat Tertullus 'n baie slegte beskuldiging teen Paulus gebring. Ons lees daarvan in Handelinge 24 vers 5 en 6. Want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is en 'n verwerker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners is, wat selfs probeer het om die tempel te ontheilig. En ons het hom gevangene geneem en wou hom volgens ons wet oordeel. En dan moet Paulus sy saak verdedig. En dan is sy verdediging en die argument wat hy voer, dat hy gewoon eenvoudig na Jerusalem opgegaan het om in die tempel te aanbid. En hy het geen oproer veroorsaak nie, want daar was nie genoeg tyd nie. Wat hy wel beaam is, dat hy wel van die weg is. Onthou nou dat Jesus gesê het, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, en dat Paulus ook verseker glo in die opstanding. En dan, terwyl Felix hierdie saak aanhoor, ook in die hoop dat hy omkoopgeskenk sou aanvaar, bevind hy dat hy nie swaar genoeg getuies teen Paulus kan aanvoer nie, en dat Paulus dan vir 'n tydperk van 2 jaar in huisarrest was. Ons teksvers is Handelinge 24 vers 16, waar Paulus sê, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. As ons hierdie woorde in gedagte neem, dan wil ons nou met mekaar daaroor gesels, of ons gereed en bereid is, om standpunt in te neem, om te staan vir wat ons glo, selfs al sou dit beteken dat ons deur vervolging gaan. Julle sien vriende, dis belangrik dat ons moet weet wat ons glo. Natuurlik met verloop van tyd word ons oortuigings word duideliker, ons kan self sê die beskrywings van ons geloof word dikker, en ons begin beter verstaan wat ons self glo, en natuurlik is dit altyd belangrik dat ons oortuigings met die woord van God belyn moet wees. Ons moet dus nie net weet wat ons glo nie, dit wat ons glo moet egter ook in lyn wees met die woord van God. En dan moet ons bereid wees om 'n standpunt in te neem. Ons moet bereid wees om te staan by wat ons glo. In 1 Korintiërs 15 vers 58 sien ons juis hierdie dinamiese verloop, wanneer Paulus sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig en onbeweeglik en altyd oorvloedig in die werk van die Here. Hy sê, julle moet weet wat julle glo en julle moet staan by wat julle glo en julle moet ook verkondig wat julle glo. Nou is die vraag vir jou en my, is ons gereed en bereid om vir ons geloof standpunt in te neem, om selfs ook vir ons geloof te lei? Natuurlik moet jy en ek ook, wanneer ons dit vir mekaar sê,
of mekaar hierdie vraag vra, dat ons nou nie daarop uit is om oral met almal te stry nie. Nogtans moet ons bereid wees om standpunte kan inneem. Ons moet verstaan dat ons in ons wêreld tog soms oppositie gaan beleef. Ons moet verstaan dat daar soms vyhandigheid gaan wees. En soms beleef ons 'n vyhandigheid oor dit wat ons glo en die standpunte wat ons het, omdat mense onkundig is. Mense weet nie wat hulle nie weet nie. En hulle vasberadenheid om getrou te bly aan wat hulle wel weet, is net so sterk soos jou vasberadenheid om te bly by wat jy weet. En daarom is daar soms 'n vyhandigheid en kan daar soms spanning wees. Natuurlik is dit baie belangrik dat ons vir mekaar moet sê dat die woord van God hier 'n deurslaggewende rol speel. Die belangrikste faktor is waarmee ons rekening moet hou. Want 2 Timoteus 2 vers 15 leer ons baie duidelik, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Onkunde en 'n vasberadenheid ten opsigte van die oorlewering van tradisies en mense se oortuigings en mense se geloofskwessies is soms soos 'n sluier wat oor hulle harte hang. En jy en ek moet wysheid hê in die hantering daarvan. En daarom is ek oortuig daarvan dat die Here ook met elkeen van ons op 'n unieke manier werk. En daarom gegee elke persoon se reis, is hy op die plek waar hy is. En daarvoor moet ons ook respek hê. Nogtans verstaan ons dat mense met ons kan verskil. Ja, weer 'n keer, en soms is daardie verskil as gevolg van 'n onkundigheid. En daarom moet ons geduld hê dat mense ook kan kom tot op die plek van die geloof waar ons is. Geen wonder dat die woord van die Here ons leer en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei. Want die woord van die Here voed ons, sodat ons kan groei om nie meer kindertjies te wees nie, maar volwassenes in die Here. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. So jy en ek moet gereed en bereid wees om ons geloof en ons standpunte oor geloof te kan stel en standpunte kan inneem, terwyl ons verstaan dat daar mense is wat met ons gaan verskil, dat daar dalk 'n vyhandigheid gaan wees, omdat hulle gewoon eenvoudig nie goed ingelig is nie, omdat daar onkunde bestaan. Wanneer ek dit sê, wil ek ook sê dat dit belangrik is dat ons versigtig moet wees vir hierdie sogenaamde othering, ons en hulle. Ek probeer nie sê dat ek beter is as ander omdat ek in my geloofsreis al verder gevorder het en ek duideliker beskrywings het van my geloof en my geloofsoortuigings het nie. So ons wil nie hierdie othering doen nie. Nogtans moet ons verstaan dat mense soms met ons verskil omdat hulle onkundig is. Maar wanneer ons dan nou byvoorbeeld Handelinge 21 tot 24 lees, dan merk ons op dat mense soms met ons verskil as gevolg van 'n vyhandigheid. Paulus het byvoorbeeld ook in die gesprek wat hy gehad het met die Galasiërs vir hulle gesê, het ek nou julle vyand geword, omdat ek julle die waarheid vertel het. Ons lees dit in Galasiërs 4 vers 16, toe hy met hulle gesels het oor die vryheid wat daar is in genade en in die gebondenheid wat daar is as gevolg van die wet. Paulus gaan self so ver om vir die Filippense te sê, dat wanneer mense hierdie vyhandigheid openbaar, dat mense nie met hom persoonlik in stryd is nie, maar dat hulle in werklikheid vyande van die kruis is, dat hulle vyande van die boodskap van die Here Jesus Christus is. En daarom moet ons dit nie persoonlik opneem, wanneer mense teenoor ons vyhandig is, oor ons geloof en ons geloofstandpunte nie. Trouwens, Jesus het gesê dat dit salig is, wanneer ons beledig word en vervolg word en valslik allerhande kwaad teen ons gespreek word om sy ontwil. Nogtans moet ons verstaan, dat daar soms vyhandigheid is, omdat mense met die waarheid wat verkondig word, 'n probleem het. Jare terug het 'n vriend, Andrew Blau, gesê, die waarheid is 'n narheid, maar dit hou jou uit die gevaar uit. Maar dit is ook die waarheid wat soms mense kwaad maak, selfs mense van mekaar kan skei. Hierdie vyhandigheid, omdat mense met die waarheid 'n probleem het.
Ons kan dit duidelik sien in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En dan sien ons ook Paulus se gesindheid. Paulus het nie gehuiwer om te sê oor die waarin hy nie skuldig was nie. Toe hulle gesê het dat hy die tempel ontreinig het, toe hulle gesê het dat hy 'n oproer veroorsaak het, het hy gesê nee, dit is nie die waarheid nie, ek het dit nie gedoen nie. Maar hy vra nie verskoning vir wat hy glo nie. Hy gaan ook nie 'n kompromie aan ten opsigte van wat hy glo, dat hy van die weg is en dat hy in die opstanding glo nie. En hy het dit so treffend gesê en beskryf met hierdie woorde: ek oefen my ook om voor God en mense 'n rein gewete te hê. Om hierdie woord oefen reg te verstaan, kan ons uitdrukkings gebruik soos om die kuns te bemeester, om te strewe om verder te ontwikkel, of om te oefen en die pyne te vat wat daarmee saamkom. Nou vriende, ons moet dit vir mekaar sê. Wanneer ons 'n vyhandigheid beleef, as gevolg van ons geloof en ons geloofstandpunte, dan gaan dit van ons 'n inspanning vereis om getrou te bly. Om kalm te bly in 'n tyd wanneer daar aanklagte teen ons gebring word oor dit wat ons glo en dit wat die waarheid is. Dit gaan van ons deursettingsvermoë vereis om te staan by wat ons glo. 'n Deursettingsvermoë, glo ek, wat geïnspireer word deur woorde soos 2 Timoteus 1 vers 12, waar Paulus sê, om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek glo, en ek is oortuig daarvan dat hy mag het om my pand te bewaar. En daarom, wanneer daar konfliksituasies is, wanneer jy teenkanting beleef as gevolg van wat jy glo, jou geloofstandpunte is, nou, of dit nou is as gevolg van onkunde, of omdat mense 'n blaatante vyhandigheid het as gevolg van die waarheid, en die waarheid wat jy verkondig, bly kalm, bly fokus op die waarheid, en bly getrou aan dit wat jy geleer het, en aan dit wat die woord van God jou leer. Jy moet jouself oefen daarin, om jou geloof te kan verdedig, en om met integriteit op te tree. En dan moet jy maar ook die uitdagings en die seer vat, wat daarmee saamkom. Ons let op wat Paulus gesê het, daarom oefen ek my, om altyd voor God en die mense rein gewete te hê. Moenie kompromieë aangaan nie. Die ontwikkeling van jou karakter is baie meer belangrik as jou gemak en jou gerief. Daarom bly getrou aan jou karakter en bly getrou aan wie jy glo. Die goeie woord van die Here leer ons so pragtig in 1 Petrus 3 vers 15 en 16. Maar heilig die Here God altyd in julle harte, en wees bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees en met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Paulus het ook vir die Galasiërs gesê, of gevra, soek ek nou die guns van mense of van God? Probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, is ek nie 'n diensknegt van Christus nie. Daarom, vriende, kom ons moedig mekaar aan, en ons bemoedig mekaar met hierdie woorde van Paulus in Handelinge 24 vers 16, dat ons onsself ook sal oefen, om altyd 'n rein gewete voor God en mense te hê. Om te weet wat ons glo en te staan by wat ons glo. Dat ons nie sal vou onder die druk nie. Dat ons nie sal skroom om die waarheid te praat nie. Dat ons nie sal skroom om die waarheid te verkondig nie. En dat ons, wanneer daar valse aantuigings teen ons gemaak word, dat ons ook daardie valse aantuigings met wysheid en in die gesindheid van Christus kan weerlê. Net soos Paulus dit gedoen het, kan ek julle weer herinner daaraan, toe hy vir Felix gesê het, hy het nie 'n oproer veroorsaak nie, hy was nie lank genoeg in Jerusalem gewees om dit te doen nie. Hy het nie die tempel ontheilig nie, hy het daarheen opgegaan om te aanbid. Hy sê nogal vir Felix, weet hulle, kan hulle bewyse lewer van hierdie dinge wat hulle sê. Maar hy het ook gesê, dit is gewis die waarheid, ek is van die weg. Ek gaan dit nie ontken nie, en ek glo verseker ook in die opstanding. En ons kan by Paulus leer.
om berekend te wees, om vasberade te wees, sonder om 'n kompromie aan te gaan. Daarom wil ek jou aanmoedig. Kom ons verdiep ons in die woord van die Here en ons maak dit deel van ons lewe. En dan kom ons bly getrou aan wat ons leer. En wanneer jy en ek dit doen, dan oefen ons onsself ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te behou. Dan mag die Here jou daarin ondersteun en jou daarmee help. Ek sien uit daarna om weer by 'n volgende geleentheid saam met jou rondom die woord van die Here te kuier, waar ons die woord lees, leer en met die hulp van die Here ook sy woord te leef. Want sy woord is vir ons 'n woord vir nou, dit is vir my en vir jou en vir ander. En daarom wil ons dit verstaan, want wanneer ons dit verstaan, sal dit ons vernuwe en dan wil ons ook hierdie woord verkondig. Ek vertrou dat dit ook vir jou vandag 'n groot inspirasie was, terwyl ons so saam rondom die woord van die Here gekuier het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons u woord voor ons kan oopmaak en dat u woord lewend en kragtig is. Gee ons die moed om u woord te kan verkondig. En wanneer ons deur vervolging of beproewing of bespotting gaan, omdat ons u woord verkondig, omdat ons Jesus aan mense bekend maak, sal u ons kom ondersteun. Sal u ons kom help sodat ons aan u getrou kan bly. Ons nie kompromis sal aangaan nie, maar aan u en aan u woord getrou sal bly. En dit altyd met vreugde te doen, met die vooruitsig, Here, dat ons weet in wie ons glo, en dat u ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam.